Mosaïek van digters, skrywers en kunstenaars. Liewe luisteraars, baie welkom by Mosaïek van digters, skrywers en kunstenaars. My naam is Rihanna Crawford van Mosaïek van digters en skrywers en dis vir my 'n heerlike voorreg om op Radio Yara hierdie program saam met julle te geniet. Ons visie is om kunstenaars in al sy genres aan ons luisteraars bekend te stel, deur onderhoude met hulle te voer en die mens agter die kunstenaar te leer ken. Julle sal ons ook vind op Facebook, YouTube en Telegram. En ons nooi al ons kunstenaars om deel te word van Mosaïek van digters en skrywers, maar ook alle ander kunstenaars op Facebook en op YouTube. Die platform is vir digters, skrywers, joernaliste, wat uiteraard artikels en meningsstukke insluit, kort draaiboekskrywers, radiodramas, bloggers, liedjieskrywers en daarmee uiteraard die sangers wat optree, vloggers en praatpoësie. Hierdie program van ons word weekliks as 'n podcast bekendgestel op YouTube en julle kan gerus inskakel daarop om weer te luister na ons uitsending saam met ons kunstenaars. Ons het ook ons eie online glanstydskrif, Mosaïek, wat beskikbaar is 1 keer 'n maand vir almal. Gaan gerus op ons YouTube kanaal en gaan lees saam met ons wat was ons hoogtepunte van die maand. Wish I could have said goodbye. I would have said what I wanted to, maybe even cried for you. If I knew it would be the last time, I would have broke my heart in two, trying to save the part of you. Don't wanna feel another touch, don't wanna start another fire, don't wanna know another kiss, no other name for an of my lips. Don't wanna give my heart away to another stranger, or let another day begin. Won't even let the sunlight in. No, I'll never love again. I'll never love again. Oh, when we first met, I never thought that I would fall. I never thought that I'd find myself lying in your arms. Ooh, ooh, and I wanna pretend that it's not true. Oh, baby, let you go, 'cause my world keeps turning and turning and turning. Now I'm moving
Liewe luisteraars, baie welkom by Mosaïek van digters, skrywers en kunstenaars op Radio Jada. Vandag is 'n baie spesiale episode, want ons kuier vandag hier in die ateljee saam met 'n jong vrou wie se musiek diep tref, Loanel. Sy bring geloof, gevoel en klank by mekaar op 'n manier wat haar luisteraars nie net vermaak nie, maar ook aanraak. Loanel, dis 'n groot voorreg om jou in die ateljee te hê. Baie dankie Rihanna en al die luisteraars van Mosaïek van digters, skrywers en kunstenaars en Radio Jada. Ek is ongelooflik opgewonde om hier te wees. Loanel, kom ons gesels oor jou agtergrond en die begin van jou reis. Waar het jy groot geword en hoe sou jy jou kinderjare beskryf? Ek is gebore en het groot geword in Boksburg, daar in die hartjie van Gauteng in Suid-Afrika. Ek is die laatlam van 4 kinders. My 2 boeties is die oudste en dan my sussie. Ouboet is amper 14 jaar ouer as ek en meer as 8 jaar na my sussie het ek my opwagting gemaak. Ons is 'n baie hegte gesin en van kleins af was ek seker maar so bietjie voor op die wa. Nee, darm nie regtig nie. Maar dit is al van kleintyd af vir my baie lekker om vriende en familie te vermaak. My ouers het seker reeds vroeg iets raak geluister, want ek moes gereeld vir almal iets sing wanneer daar gekuier was. Jou naam is baie uniek. Wat is die oorsprong van Loanel? My regte naam is eintlik Loanay Anel, wat 'n kombinasie is van my ouers se name. Ek het baie gou die bynaam Lou gekry, wat vir my baie spesiaal was. Toe ek begin sing het ons gou besef die 2 name is bietjie lank vir die verhoog, en omdat my ma graag die naam Anel wou behou, was die maklikste keuse Loanel. Wanneer het jy vir die eerste keer geweet jy wil sing? Musiek was nog altyd 'n baie groot deel van my lewe. Die dag toe ek op my ouma se begrafnis 'n lied gesing het en besef het hoe mense se harte geraak kan word deur musiek, dink ek dit is waar ek besef het wat ek vir altyd wil doen. Ek het op daardie dag myself en ons Hemelse Vader 'n belofte gemaak dat ek op elke vertoning ten minste 1 gospellied sal sing. My geluk is waar my drome is en my drome lê in God se hand, waar akkoorde van 'n instrument dans op die ritme van 'n soete sang. Dit dans en sing hier binne in my siel. My geluk word geskryf in 'n droom. Dis waar sang en liefde saamkom as een, sing en dans in harmonie. En drome, mooiste drome is waar my geluk dan lê. My geluk lê in die ritme van 'n melodie en 'n
Was daar 'n familielid of mentor wat jou musikale reis aangemoedig het? Ek moet sê, ek is baie geseënd om 'n groot ondersteuningsnetwerk te hê. My ouma het ook in haar jonger dae gedroom van 'n sangloopbaan, maar dit het toe nie so uitgewerk nie. Maar my ouers, ouma en oupa het beslis 'n groot invloed daarin gehad. Kan jy jou eerste verhoogoptrede onthou? Hoe het dit gevoel? Ja, kan. Een van my ma se vriendinne se seun wou aan 'n sangkompetisie East Rand Super Voice deelneem, maar wou dit nie alleen doen nie. Hulle het toe gevra ek moet dit saam met hom doen. Hy by die seniors en ek by die juniors. Ek was senuweeagtig, maar ook opgewonde. Ek het dit baie geniet en geëindig onder die top 3. Die jaar daarna het ek die junior afdeling gewen. Luanel, kom ons begin deur te gesels oor jou musiekloopbaan. Hoe het jou loopbaan professioneel begin? Ons het daarna 'n paar klein kompetisies gedoen en later al hoe groter gegaan. Ek het aan die een na die ander nasionale kompetisie deelgeneem en gekwalifiseer om SA in Amerika te gaan verteenwoordig. Ek het in 2018 en begin 2019 elke kompetisie gewen waaraan ek deelgeneem het. Ons het later die slim besluit geneem dat my ma my sou bestuur en begin bemark, om sodoende 'n sangloopbaan op dreef te probeer kry. Ek het op daardie stadium reeds op 'n gereelde basis by ouerhuise opgetree en oral waar ek die geleentheid kon kry. Dinge het regtig van daar af net groter gegaan en dis vir my so kosbaar om te weet ek het reeds so baie ondersteuning daar buite. Ek is so bitter dankbaar daarvoor. Wat was die eerste liedjie wat jy ooit opgeneem het? Jealous of the Angels van Donna Taggart. Dis dieselfde lied wat ek op my ouma se begrafnis gesing het. My eerste CD, getiteld My First Step, het bestaan uit 13 deksnitte. Elkeen van hulle het 'n rede gehad om daarop te wees. Daar's 'n storie agter elkeen van hulle. Sou jy weer uit jy is. Dit was nog altyd nie daar, as jy my net kon raak sien. Al die herinnerings, dit voel of jy ook nog daar is. Ek hoop dat jy ook soos ek voel. Ek probeer dit te keer, maar ek het nie my
sou jy jou musiekstyl beskryf aan iemand wat jou nog nooit gehoor het nie? Ek hou daarvan om musiek te sing met diep lirieke. Musiek is en was nog altyd vir my 'n groot uitlaatklep en verseker ook 'n bron van genesing. Emosioneel is ons as 'n familie deur groot drama en ek het my emosies deur musiek verwerk. Waar kry jy jou inspirasie wanneer jy musiek skryf? Meestal uit persoonlike ondervindings, maar ook vind ek maklik aanklank met wat ander mense deurgaan, oud of jonk. Wat was tot dusver die grootste uitdaging wat jy in die bedryf ervaar het? Omdat ek nog so jonk is en ek het op die ouderdom van 10 alreeds begin sing, vat baie min mense my ernstig op. Om dit nog erger te maak is dit die feit dat ek 'n vrou is. Mense het so wanopvatting dat jong meisies geen ambisie het en niks weet nie. Ek was tot baie onlangs nog gesien as 'n dogtertjie wat nog probeer sing. Ek waardeer dit daarom juis soveel meer wanneer ek regverdig soos enige ander kunstenaar behandel word. Kom ons gesels oor jou album en jou enkelsnitte. Die lied Moederhart is so persoonlik. Aan wie is dit opgedra? Ek en my ma het 'n ongelooflike sterk band. Toe ek op laerskool was, het my pa my elke middag na skool gou opgetel en by die huis gaan aflaai. Ek en my ma het dan 'n hele Dawie die kabouter groetroetine gehad. My pa het net eendag by die huis gekom en gesê, ek het vir julle 'n liedjie. Ons was mal oor die lirieke gewees. Ons het daarna na my musiekvervaardiger toe gegaan, wat dit getoonset het. So is Moederhart gebore en sal juis om daardie rede vir ons altyd spesiaal bly. Hoe het jou verhouding met jou ma of ander vroue figure jou geïnspireer? My ma is my agent, bestuurder en natuurlik als tussenin as mens van 'n ma praat. Ek spot baie keer en sê sy is die minister van gesondheid, finansies, onderwys en natuurlik arbeid. Maar bo alles is sy my ma en beste vriendin daarby. Dis so lekker om enigiets met jou ma te kan bespreek en sal dit vir niks op die aarde verruil nie. Wat beteken die albumtitel Moederhart vir jou? Die lied Moederhart was my heel eerste oorspronklike solo enkelsnit. So dit was die logiese keuse dat dit my volgende album se titelsnit sou wees. My musiekstyl en inhoud verander nou finaal van kind wees na meer volwasse materiaal. Maar ten spyte daarvan sal Moederhart altyd 'n ekstra spesiale plek in my hart behou. Soos 'n moederhart, soos 'n vars bries in die oggendgloed, een liefde gedeel deur twee, die liefde sing uit 'n moederhart, die liefde in ons sal altyd groei, soos 'n bloeisel in die lente. Soos God se seën, so groot en God vir ons geleen. Twee harte wat skyn as een, vir altyd saam as een. Daar's niks wat die band kan breek, tussen 'n moeder en haar kind. Twee harte wat skyn as een.
waar. Die liefde in ons sal altyd groei, soos 'n bloeisel in die lente reën. Liefde rein soos God se seën, so groot en God vir ons geleen. Twee harte wat skyn as een, vir altyd saam as een. Daar's niks wat die band kan breek, tussen 'n moeder en haar kind. Twee harte wat skyn as een, twee harte wat skyn as een, vir altyd saam as een. Daar's niks wat die band kan breek, tussen 'n moeder en haar kind. My mamma, ek is lief vir jou. Twee harte wat skyn as een, vir altyd saam as een. Daar's niks wat die band kan breek, tussen 'n moeder en haar kind. Twee harte wat skyn as een, twee harte wat skyn as een, vir altyd saam as een. Daar's niks wat die band kan breek, tussen 'n moeder en haar kind. My mamma, ek is lief vir jou. Daar's niks wat die band kan breek, tussen 'n moeder en haar kind. My mamma, ek is lief vir jou. Die lied I Scream Inside is emosioneel intens. Waar kom die storie vandaan? I Scream Inside is geskryf deur groot skrywers, onder andere Alan Roy Scott, wat al vir groot name soos Whitney Houston en Celine Dion geskryf het. Ek is baie bevoorreg om so kaliber lied in my eie naam te kan noem. Na my ouma se dood is ons deur 'n gewapende roof in ons eie oprit tuis. 'n Paar insidente kort op mekaar daarna het dinge nog erger gemaak. Mens lees baie keer net van hierdie goeters en dink dit sal nooit met jou gebeur nie. In 'n kwessie van 15 maande het ons lewens drasties verander. En net toe ons dink dinge gaan beter raak, is my oupa ook oorlede. Daarna het COVID getref en daar het baie mense besef dat posttraumatiese stres regtig iets is om mee te deel. Ironies genoeg is dit juis waaroor I Scream Inside gaan. Daai stryd wat diep binne gebeur. Was dit vir jou belangrik om ook moeilike emosies te deel in jou musiek? Musiek is my uitlaatklep en sonder musiek sou ek nooit van al die hartseer ontslae raak nie. Opgeboude emosies en soms selfs woede uit my sisteem uit kon kry nie. Ek deel baie makliker deur musiek as om te gesels daaroor. Jy het Always Remember Us This Way gecover. Wat het jou daartoe aangetrek? Weereens persoonlike ervaring. A Star is Born is my een van die beste flieks wat al ooit gemaak is. Almal het Lady Gaga altyd as vreeslik weird gesien. Die flieks het ons almal 'n baie ander kant van haar laat sien en leer ken. 'n meer persoonlike kant. Op daardie stadium was daar 'n spesiale vriend in my lewe, niks meer nie, net 'n vriend. En die lied het vir my ons vriendskap werklik laat waardeer en ek sal dit graag vir altyd so wil onthou. Hoe het jy dit aangepas om dit jou eie te maak? My mikpunt is nooit noodwendig om 'n cover te verander nie, maar eerder om dit nie presies soos die oorspronklike te laat klink nie. Ek dink wanneer mense lied vir iemand uit jou hart uit bedoel, gebeur wat ook al iets anders van self om die lied jou eie te kan maak. Vertel ons van liefdesgevoel. Watter tipe liefde beskryf jy?
Die liefde en liefdesgevoel, dink ek, is tipies die gevoel waarmee jong mense kan identifiseer. Iets niets wat jy nie ken nie, iets wat jy nog nooit ervaar het nie, en jy weet ook nie regtig wat hierdie gevoel is nie. Wat was jou kreatiewe proses agter hierdie lied? Ek het nie self liefdesgevoel geskryf nie. Skryf is my nou eers 'n opwindende nuwe fase wat ek nou eers regtig begin geniet. Michael de Lange het dit geskryf, maar ek kan so lekker daarmee identifiseer, omdat ek self nog jonk en onervare op daardie gebied is. Wat beteken die titel Wys vir my vir jou persoonlik? Wys vir my is vir my 'n liedjie waarmee amper almal kan identifiseer en aanklank vind. Of jy nou in 'n nuwe verhouding is, of dalk al jare getroud is. Die lewe is so gejaag dat mens soms net wil stil staan en ervaar hoekom iemand vir jou lief is. Nie net dit wil hoor nie, raak net vir 5 minute rustig, hou mekaar vas en koester die oomblik. Niks meer nie. Connect net vir 'n oomblik en laat iemand geliefd voel. Is dit 'n geestelike of romantiese boodskap, of dalk albei? Vir my beslis albei. Daar's soveel seer, selfsugtigheid, onopregtheid daar buite, dat mens soms nodig het om net te besef, daar is nog opregtheid. Mense het versekering en sielskos nodig. That Arizona sky burning in your eyes. You look at me and babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up, but I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band
Doringrosie klink soos 'n sprokie. Wat simboliseer die dorings in daardie lied? Sonder dat dit enigstens uitbeplan was, is die boodskap van Doringrosie en I Scream Inside skrikwekkend soortgelyk. Doringrosie gaan ook oor seer waaroor daar gepraat moet word. Mens kan eers genees wanneer jy deur die pyn en die hartseer van die goed in die verlede gewerk het, wat natuurlik is waarna die dorings verwys. Dit geld ook dat sy nou praat daaroor en nie meer slaap nie. Was dit belangrik vir jou om die tema van krag en sagtheid te balanseer? Definitief ja, anders sou die boodskap daarvan nie duidelik genoeg kon deurkom nie. Jy het ook More Hearts Than Mine gedoen. Hoekom die lied? Mense raak geheg aan jou kinders of selfs sibbe se kerels en meisies. Toe ek die lied hoor, het ek besef daar's nog mense wat ook swaar kry wanneer verhoudings van mense naby aan hulle nie uitwerk nie. Met 2 ouer broers en 'n suster is dit onafwenkbaar dat mens gaan erg raak oor die mense saam met wie hulle dalk mag wees. Die lied sê duidelik, dis die hele familie wat soms swaar kry as so 'n verhouding eindig. Dis baie waar, en dit word vir my in daardie lied so mooi daarna verwys. Dink jy mense besef hoe verhoudings ander mense se harte ook raak? Ek dink as mens werklik daaraan sou gaan sit en dink, sal mens. Maar wie dink nou daaraan dat 'n verhouding dalk nie kan uitwerk wanneer dinge goed gaan nie? Waaroor gaan Laaste Soen? Is dit hartseer, bevryding of afsluiting? Ek sou definitief sê hartseer, dalk 'n laaste hoop dat indien daar 'n laaste soen kan wees, 'n verhouding dalk nog kan staan. Luanel, hoe het jy gevoel tydens die opname van die lied? Dit was ironies genoeg een van die moeilikste liedjies wat ek nog opgeneem het. Nie omdat daar enigiets met my persoonlike lewe gepla het nie. Dit was werklik 'n lang, baie uitmergelende dag in die studio. Vir een of ander rede was dit net 'n baie moeilike lied om op te neem. Gelukkig na so 'n dag verstaan vir my, jy ken daai liedjie behoorlik. Die stilte om ons, ek wonder ook hoe kom het ons, daai droom verloor ons, het hard probeer. Kan jy onthou, net hoe lief ek was baie vir jou, het vir ons geleef, net vir ons geleef. Ons liefde is geskryf in die ster, mag die hemel sy seën oor ons leer, tot my hart se trore vier, met liefde verspoel. Gee my net nog een laaste soen, my hartsbegeerte. Gee my net nog een laaste soen, wat jy dat ons het van voor af lief kan raak. Kan jy onthou hoe verlief ons was 'n lewe wou bou, het vir ons geleef, net vir ons geleef. Wat ons liefde is geskryf in die ster, mag die hemel se seën oor ons leer.
als te soen. Geef my net nog een laaste soen. Geef my net nog een laaste soen, 'n laaste keer. Kom doen dit net vir my en sê nog dis nog nie verby. Nog 'n laaste soen, nog 'n laaste soen, een laaste soen. Geef my net nog een laaste soen. In die lied Drome, waarna verwys jy? Liefde, geloof of jou loopbaan? Hoe belangrik is drome in jou eie lewe en musiek? Drome is ook deur my pa geskryf en het dalk aanvanklik begin gerig op my loopbaan. Maar teen die tyd dat hy klaar geskryf was, het ons almal reeds besef dat dit eintlik op soveel meer van toepassing was. Ek dink tog elke keer wanneer mense hom sing, op daardie spesifieke dag en oomblik, kan dit verskil van 'n ander geleentheid. Loanel, kom ons gesels oor jou kreatiewe proses en samewerking. Wanneer jy 'n liedjie aanpak, begin jy met die melodie of die woorde? Ek self het nog net lirieke geskryf en dit laat toonset. Soos tyd aangaan, glo ek sal nog daarby uitkom om 'n melodie ook te maak. Dis reeds so dat wanneer ek lirieke skryf, ek reeds weet wat se tipe gevoel die liedjie moet hê. Werk jy meestal alleen of hou jy daarvan om saam te skep? Ek het baie lank lekker gewerk saam met Annie Pates, van wie my vorige vervaardiger was. Hy is geweldig talentvol en was vir baie jare my go-to guy vir enige raad en nuwe projekte. Ongelukkig moes ek van vervaardiger verander. Ons het baie lank daaroor gebid en die Here het 'n ongelooflike vervaardiger op my pad gestuur met die naam van Werner Bekes. Nou dat ek bietjie ouer is en meer ondervinding het, kan ek myself beter uitdruk en van die eerste dag af het ek en Werner net geklik. Dis baie belangrik. As vervaardiger moet hy sy kunstenaars leer ken en met tyd weet waarvan hulle hou en wat hulle styl in hulle opnames is. Is daar 'n vervaardiger of mentor wat jou kreatiewe stem help vorm? Sover nog nie. Ek het nogal erg OCD en is 'n prentjie mens, so wat ek in gedagte het is gewoonlik wat ons daar buite sit. Kom ons kyk bietjie na die visuele kant van jou musiek. Hoe betrokke is jy by die konsepontwikkeling van jou musiekvideo's? Op hierdie stadium maak ek redelik staat op my videograaf daarvoor. Dion van Wyk, ongelooflike persoon om mee te werk. Hy gee my redelik vryheid en kom ook met sy eie konsepte vorendag, wat tot op hede vir my baie meer sin gemaak het as my eie idees. Is daar 'n spesifieke liedjie wat jy nog graag as musiekvideo sou wou vervilm? The Story, dis wel ook 'n deksnit, maar dit was en sal altyd die een lied bly waarin ek al my emosies uitleef. Ek het dit jare gelede bietjie verander in 'n gospel song en sing dit gewoonlik as My Story. Dit sal baie spesiaal wees om dit met 'n video te kan verbind. All of these lines across my face tell you the story of who I am. So many stories of where I've been and how I got to where I am. But these stories don't mean anything when you've got no one to tell them to. It's true, Jesus, I was made for you.
I climbed across the mountain tops, swam across the ocean blue. I crossed all the lines and I broke all the rules, but Jesus, I broke them all for you. Oh, because even when I was flat broke, you made me feel like $1,000,000. You do, Jesus, I was made for you. Now you see the smile that's on my mouth. It's hiding the words that don't come out. Not a boyfriend to think that I'm blessed. They don't know my head is a mess. Now they don't know who I really am. They don't know what I've been through like you do. Jesus, I was made for you. All of these lines across my face tell you the story of who I am. So many stories of where I've been, and I got to where I am. Oh, but these stories don't mean anything. You've got no one to tell them to. It's true, Jesus, I was made for you. Oh, yes, it's true. I was made for you. Luanel, kom ons gesels oor jou geloofslewe en inspirasie. Jy noem jouself 'n kind van God. Hoe leef jy dit uit deur jou musiek? Deur die belofte wat ek jare terug gemaak het, te hou en by elke vertoning sy naam groot te maak en te verheerlik vir die talent om deur musiek harte te kan raak. Is daar liedjies waarin jou geloof direk weerspieël word? In elke lied is daar iets, dalk nie noodwendig die hele lied nie. As ek so vinnig dink, is daar in Laaste Soen, Drome en My Story en 'n ander paar dele waar dit die geval is. Dan is daar natuurlik Belofte van Bo, wat 'n herinnering is dat God se groot belofte sal bly aan ons. Daar is ook liedjies soos Why Me Lord, One Day at a Time, Fight Song, Die Here wag reeds daar, How Great Thou Art en soveel meer, wat die tema van die lied as algeheel my uitkyk op die lewe heeltemal weerspieël. Grandpa, tell me about the good old days. Sometimes it feels like this world's gone crazy. And Grandpa, take me back to yesterday.
Did families really bow their heads to pray? Did daddies really never go away? Whoa, whoa, Grandpa, tell me about the good old days. Grandpa, everything is changing fast. We call it progress, but I just don't know. And Grandpa, let's wander back into the past, then paint me a picture of long ago. Did lovers really fall in love to stay and stand beside each other come what may? Was a promise really something people can, not just something they would say and then forget? Did families really bow their heads to pray? Did daddies really never go away? Whoa, whoa, Grandpa, tell me about the good old days. Whoa, whoa, Grandpa, tell me about the good old days. Watter Bybelvers dra jy in jou hart in moeilike tye? Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Hoe hou jou geloof jou gefokus en gegrond in 'n moeilike bedryf? Deur elke dag dankbaar te wees. Die mensdom kla so maklik en vergeet net so maklik dat daar altyd iets is om voor dankbaar te wees. Ek het 'n paar jaar terug gesing saam met 'n man met die naam van Dani van die Westhuizen. Hy het vir ons 'n lied geskryf, Dankbaar sal ek bly. En dit sal ek bly, totdat ek my laaste asem uitblaas. Kom ons kyk bietjie na jou toekoms en persoonlike insigte. Jy het onlangs die BNI High Flyers toekenning ontvang. Hoe het dit vir jou gevoel? BNI is een plek waar oud, jonk, nuwe besighede en ou gevestigde besighede mekaar ondersteun, raad gee en met een doel, om vooruit te gaan en jou besigheid te groei. Daar gun elkeen 'n ander sy plekkie onder die son. Ek is ongelooflik dankbaar dat ek sedert ek aangesluit het, daar nog nooit soos 'n kind of enigstens 'n minderwaardige behandel is nie. Hulle admireer die rede hoekom jy daar is en waardeer die feit dat mens op 17 net so doelgerig en ambisieus as enige iemand van 50 kan wees. Ek het die grootste respek en agting vir BNI. Wat is jou grootste droom vir die volgende 5 jaar? Heelwat nuwe oorspronklike musiek en eindiglik geniet ek die nuwe avontuur van deel wees van Baanjaard se kunstenaars. Ek sal beslis binne die volgende 5 jaar 'n Kaap of Namibiese toer wil doen. So definitief werke wyd sprei. Wie weet, dalk beplan ons oor 5 jaar al 'n buitelandse toer. Watter raad het jy vir jong meisies wat musiek as loopbaan oorweeg? Moet nooit ophou droom nie. Onthou dit wat jy insit, is dit wat jy uitkry. So werk hard vir dit wat jy wil bereik.
Moet ook nie dat mense se negatiewe kommentaar jou moet breek nie. Jy moet altyd fokus op jou droom. Wat is die mooiste of mees aangrypende terugvoer wat jy al van 'n aanhanger ontvang het? Iemand het al na my toe gekom en vir my gebid en gesê ek moet nooit ophou doen wat ek doen nie. Die Here het groot planne vir my. Dit is 'n pastoor en dit was my ongelooflik spesiaal gewees. Luanel, baie dankie dat jy jou storie en jou hart met ons gedeel het. Jou musiek getuig nie net van talent nie, maar ook van integriteit. Het jy dalk 'n laaste boodskap vir jou aanhangers daar buite? Baie dankie Rihanna en die luisteraars op Mosaïek van digters, skrywers en kunstenaars vir die heerlike, ongelooflike groot voorreg wat ek gehad het om vir julle meer te vertel oor wie ek is, my musiekloopbaan en waarheen ek op pad is. Luisteraars, dit was Luanel hier op Mosaïek van digters, skrywers en kunstenaars. Gaan volg haar op sosiale media, ondersteun haar musiek en onthou, klank raak siel as dit eg is. Tot volgende keer, wanneer ons weer so maak. Shalom.